Ja, die dag toe ek besluit het om lidmaat te word van Stellenbosch gemeente, het ek besef dat ek kan nie passief sit nie. As ek 'n lidmaat wil wees, moet ek aktief inskakel. En ek glo die Here het vir ons gawes gegee en talente gegee. Goed om mense te sien, te ontmoet, uit te reik en vir mense sê baie welkom. Dit beteken vir my baie. Die versoeking is, as 'n mens Christen is en jy kom kerk toe, dat 'n mens, en jy gee jou tiende veral, dan voel jy het jou deel gedoen. Maar as jy deur die Bybel lees en jy doen so 'n bietjie job shadowing by Jesus Christus, dan kom jy agter maar tiende is nie genoeg nie, hy vra ons hele lewe. Dit is 'n groot voorreg om op 'n einde te kan weet maar Jesus skakel in hierdie groter verkondiging van God se woord. Selfs net in 'n gebeurtenis soos die erediens bydra te lewer, en dan maak dit ook die erediens 'n groter aanbidding vir jou persoonlik. Ek praat namens die groep medewerkers wat elke Sondag vir julle 'n koppie koffie probeer voorberei. Ek dink daar is 'n groep medewerkers wat graag agter die skerms werk, wat nie almal so bereid is om voor 'n kamera en voor mense te werk altyd nie. Dis hoe ons verskil probeer maak, deur iets te gee agter die skerms. Ek het hierdie jaar betrokke geraak by Baba Kerk. Dit was vir my verskriklik lekker. Ek het elke dag uitgestap en sommer net rustigheid gevoel en dit was deel van my groei vir die jare. Ek is al so lank betrokke by die musiekbediening van Stellenbosch gemeente dat dit het al vir my so 'n deel van my identiteit geword as ook net 'n lidmaat en is van wie ek is en alles net om musiek te maak vir die kerk. Ek kan dit eintlik nie, ek kan nie die lewe daar sonder picture nie. Dit is al so deel van my lewe. So dis maar wie ek is ook. En in slotsom kan ek dit sê, ek kry definitief baie meer uit as wat ek insit. Ek hou van die kinderkerk omdat dit soos plekkies waar jy vir klein kindertjies van die Here kan vertel, waar jy 'n verskil kan maak in hulle lewe. En dan terselfdertyd is dit ook 'n plek waar net soveel soos jy vir die kinders leer, net soveel leer hulle weer vir jou. Die kamp was cool geweest. Toe was na Simonsberg se kampterrein toe, nie die kaasplekkie. Daar het ons lekker gespeel en kinders rondgejaag en 'n baie lelike hond ontmoet. Dit was net fun. En daar's 'n huge foofie slide. Baie groot foofie slide in 'n dam met baie koue water. Ons het vlotte gebou, resies gejaag met die vlotte. Die kaassterrestelsel het ons ook gesien. En ons het dampie gespeel as ons nie geëet of geslaap het of iets buite gedoen het, dan het ons dampie gespeel. Ek moet sê as ek na 'n liedjie luister en ons speel dit, is 'n emosionele ervaring. Dis nie net van genot en lekker kom saam met mense een keer 'n week of een keer 'n maand sien nie, maar ek moet sê dit gaan na my hart toe en ek hoop ons bereik die mense ook so. Ek hoop ons bereik die mense met wat ons doen. Want dis hoekom ons hier is. Dit is dan vir my 'n wonderlike voorreg om ook te kan deel van my groei die laaste paar jaar. En veral die laaste jaar wat ek geleer het dat ons die Here moet dien en hom gehoorsaam. Ek glo ons is in 'n nuwe era, 'n nuwe begin, 'n nuwe seisoen. Kom ons neem hande en kom ons bou saam soos in Nehemia se tyd wat ons bou aan die mure van Jerusalem. Kom ons gaan bou dan ook hierdie land. Kom ons gaan bring dan hoop ook vir ons mense. Dis lekker om betrokke te wees by 'n gemeente waar jy self kan uitleef in dit wat jy glo en betrokke te wees. Veral by 'n jong werkende groep waar jy kan help met die reëlings om ander mense se lewens beter te maak op uitreike en so aan. En om koffie te maak vir die gemeente na die tyd. Dit voel jy beteken iets, jy doen iets meer as om net kerk toe te kom en te luister. Jy gee iets terug. Soos enige goeie man betaal, weet ek maar om niks by te las wat sy sê nie. So wat sy sê stem ek mee 100% saam. Die selgroep, ons is ook baie betrokke by 'n klein groep. Ons is nou so 'n jaar en 'n paar maande betrokke daar. En dit beteken vir ons ook baie want jy groei tussen 'n klomp mense wat op ander paaie in die lewens is. Jy raak vriende met mense wat jy nooit gedink het jy sal mee vriende raak is. Ja, ek moet kyk na ons toe. Dit was vir my 'n goeie jaar gewees. Ek dink wel wat dit vir my beteken het, aan die een kant het ek betrokke geraak want ek het 'n plek gesoek waar ek ook 'n rol kan speel. Waar ek nie net in die kerk sit nie, maar waar ek miskien bietjie iets waarin ek gedog het ek ervaring het kan ingebruik. En dit voel ook goed om na 'n jaar terug te kyk en te weet dat ek was betrokke gewees en ons as span het ons klomp goeders reg gekry. So dit was vir my 'n groeijaar gewees en ook 'n jaar waarin ek relevant gevoel het binne in Stellenbosch gemeente.
En op die einde van die dag is dit maar wat die kerk is. Ek dink as ons moet sê Stellenbosch gemeente, dit is sekerlik nie die diens nie, maar die mense, maar dan ook om hierdie kerk te wees en nie die vraag te vra van, maar waar is die kerk in hierdie omstandighede nie, maar eerder te vra, waar is ek in hierdie omstandighede en om te volg waar God beweeg en om ook daarso deel te wees. Die awesome ding van in 'n band soos Stellenbosch gemeente se band is dat die musikante regtig verskriklik goed is. So jy leer verskriklik baie by almal saam wie jy speel en dis awesome om aan 'n stuk musiek te werk en saam idees rond te gooi en die eindproduk te sien. Dis nogal awesome en om te weet God se hand daarin is. Dis baie cool. Die vriendskappe wat gemaak word en die goed wat jy leer van God deur ander mense dis nogal iets awesomes. Om deel te wees van die Riekspan is 'n ongelooflike ervaring. Dit is lekker om tyd in die week uit te sit op 'n tyd wat ander mense slaap en koffietjie te kom drink. Ek dink om deel te wees van die Riekspan is nie net om op te staan en te kom band opslaan nie, maar dit is deel van 'n groter prentjie. Ons het weer hierdie jaar Junie, ons is Mosambiek toe gewees. Ons het omtrent so 40 mense gevat en wat saam kon gaan blou water, walvishaie kyk en gaan kerk bou en gaan hang met die mense en gaan stories vertel en gaan vra oor hoe lewe hulle en wat gaan aan en hoekom is 2 boontjies 'n week vir jou genoeg en hoekom ry jy fiets 80 km elke dag werk toe en jy's heel fyn daarmee en te gaan hang en te gaan Afrika en net te gaan bietjie vuil word en die onsekerheid wat almal om jou het te deel en te besef dat dit okay is in skool en ons is almal een in Jesus. Soos ek terugdink aan Mosambiek, dan dink ek aan hom Fransjo wat net soos hierdie monster man is. Baie cool. Oor gebed en gesprek wat vir my regtig great was, is my gevoel so 'n plek waar ek bietjie kan betrokke raak, waar ek of iets ook bietjie van my tyd en energie kan insit en dit het nog ons my baie beteken om waar jy op 'n plek waar jy as medewerker net iets kan kom doen, as net 'n halfuur of 'n uur uit jou dag uitsny en net daar kan wees vir iemand anders. Die ironie van hoe jy gaan om vir iemand anders 'n seën te wees of 'n blessing te wees en eintlik iemand anders te help, het 9/10 altyd die spin-off effek op my. Is hoe ek al voel God se nuweigheid in my en hoe God my verander deur ek net eintlik daar is om dit vir iemand anders te wees. Is op die eind, ek stap altyd uit gebed en gesprek uit en voel, so God het iets in my lewe gedoen. So dis my ek dink dis hoe ek dit aanhou doen. Hierdie jaar het ons regtig intimate geraak met die tieners en was regtig cool en ons het baie gefeed van hulle energy. Ek dink dit is cool want daar's baie goeters wat ons op die tyd wat jy by universiteit kom wat jy of begin question en goed weer en dan wanneer ons met die tieners chat en hulle question dieselfde goeders en dan word jy al teruggebring in soos daai stadiums van die lewe in en dan kan jy sien hoe jy nou al gegroei het en hoe jy nou hulle kan help en dan partykeer ook hoe jy actually soos in hoe van die tieners is way more soos mature as jy is en waar jy soos regtig cool goed van hulle af kan leer net van hulle perspektief wat so anders is as joune en nou hulle ruk jy 'n bietjie uit jou wêreldjie uit dit is wat vir my soos die meeste beteken het hieroor. Vir my tienerkerk bly nog altyd ek het self in die tienerkerk ook van Stellenbosch gemeente groot geword en net die hele vibe, die hele community dit hou mense jong, ek bedoel ons word nou ouer en daai tipe ding, maar dit hou mense jong, dit hou mense in touch met wat actually aangaan en om deel te wees van so 'n tipe bediening hou jou ook betrokke in ander mense se lewens want ons almal is al daardeur, verstaan. Ons almal het talente en ek wil hierdie talent gebruik. Jy is vir hierdie omdat ek is teologie dosent ook, student ook en ek wil juist betrokke raak by dit so iets. Ons kry ongelooflik baie prakties en ek dink veral by hierdie kerk Stellenbosch gemeente, die hele ekumeniese gevoel wat jy kry en alles dis 'n regte plek om betrokke te raak. Dis 'n konstante herinnering dat dit is waar ek moet wees en dis 'n confirmation van my roeping. En ja, dis wat vir my beteken, Sondag na Sondag. Die tienerkerk hierso is my baie lekker ondervinding. Nou is dit so half 'n nuwe ding wat van die grond af kom. Jy weet, dit is lekker om te sien hoe 'n ding groei en die proses waardeur ons gaan is nogal baie lekker om te sien. Jy weet, dat die dinge nie net oornag gebeur nie. Ons is regtig 'n work in progress en om dan nou al hierdie ondervinding op te doen in my eerste jaar van studies is regtig 'n baie lekker geleentheid. So ek dink ek leer ongelooflik baie.
hierdie jaar was my baie uitsonderlik geweest. Dis asof met elke ding wat ek by betrokke was of self reël het of so, was dit regtig elke ding was so humbling. Ek het regtig net elke keer besef dat ek ook poor in spirit is en soos die mense wat jy dink jy moet help of by uitkom, dat jy soos net so klein is nog steeds en dat hy nog steeds vir die goeders in jou hande sit en sê, wat doen jy nou daarmee? Sal jy alles vat, alles wat hy het om vir jou te gee en net dit begin lewe en begin doen en dit dinge begin doen so dat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen en dat jy sal besef jy sal geseën wees en daai manier hoe jy God se koninkryk kan bou en ja, nie net met die mense wat jy dink het buite jou lewe hulp nodig, maar ook mense wat naby aan jou en hoe jy verhoudings hanteer en hoe jy alles dit was 'n groot jaar eintlik in daai opsig en ek sien uit vir die volgende jaar.